Goeiemôre broers en susters. Is vir my baie lekker om so vanmôre vir julle hier te sien. Om so saam te wees voor die Here op hierdie koue oggend. My gebed is dat die Here deur sy woord en deur sy gees en deur ons saam wees en saam sing 'n lekker warmte in ons gees te bring. Mag die Here daarin vir ons naby wees vanmôre. Dit is baie lekker om vir julle hier te sien. Vir voorbidding, geliefdes, ons bid steeds vir Tannie Ruth, vir Erika, vir Tannie Magriet Olivier, daar van die ouete huis, Tannie Narda Stein, daar by die ouete huis, om Duif Pieterse, ook by die ouete huis, gaan maar oor die gesondheid van elke een. Party plekke is dit bietjie beter, en party plekke is dit nie soveel beter nie. So ons bid dat die Here regtig deur sy genade vir hulle elke een ook sal toevou. Miskien is daar iemand anders vir wie ons ook kan voorbidding doen. Julle is welkom om te sê, om te laat weet, ons sal dit graag doen. Geliefdes, ek het hier 'n prentjie saamgebring, en my gedagtes herinner my dat ek het dalk al vorige keer ook in die gemeente hierdie prentjie vir julle gewys het. Is 'n prentjie van 'n hand wat na ons toe uitgesteek word. Ons gee alles wat binne in ons is oor aan die Vader, aan die Here Jesus ons verlosser en aan die Heilige Gees, die lewendmaker wat binne in ons is. Ons gaan so saam weer om die beurt hierdie fotum doen. Ek gaan voor en dan antwoord die gemeente daarna. God, ons Vader, het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Deur Christus het hy ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle beseël as die eiendom van God. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Geliefdes, ons gaan saam lees uit Lukas hoofstuk 19. Lukas hoofstuk 19, vers 1 tot by vers 10, is 'n baie bekende gedeelte, en dalk het julle al baie keer daaroor boodskappe gehad en gehoor, en dit dalk al self baie keer gelees. Lukas 19, vanaf vers 1 tot by vers 10. Kom ons buig net ons hoofde voordat ons so saam lees. Hemelse Vader, ons wil graag vanmôre voor U kom buig in diepe aanbidding. Ja, ons wil bewus word van U teenwoordigheid, van U heiligheid, van U grootheid, maar ook van U genade. Dankie dat ons ook vanmôre kan bewus raak dat U in die Here Jesus Christus gekom het, om juis U hand na ons toe uit te steek en ons te nooi, sodat ons in 'n verhouding met U sal wees. Dankie Here Jesus dat U gekom het, sodat ons kan lewe. U sê vir ons, U is die herder. U is die een wat die ingang is en die uitgang is, die deur na die koninkryk van die Vader,
Dankie dat U dit vir ons geword het. En dankie dat U dit moontlik vir ons gemaak het om deur U genade en U offer aan die kruis in U na die Vader toe te kan deurgaan. Ons kom bid dat U ons sal help om U stem te hoor, want U sê in U woord, U skape ken U stem. Help ons om so in 'n verhouding met U te wees deur die werkinge van U Gees, dat ons regtig U stem sal hoor wanneer U met ons praat. Deur U Gees ons kom aanmoedig, deur U Gees vir ons kom aanvuur, deur U Gees vir ons opnuut kom aanblaas, sodat ons soos 'n koeltjie wat aangeblaas word, weer helderder kan vuur en kan lig gee. Ons bid vir hierdie gemeente, ons bid vir hierdie gemeenskap. Ons bid, Vader, dat ons in hierdie gemeente al meer en al dieper in 'n verhouding met die Here Jesus sal wees en met U as Vader en Gees sal wees. Maar dat dit ook sal oorspoel na die gemeenskap rondom ons. Wil U vir ons opgewonde maak oor ons kindskap, oor U vaderskap, oor die feit dat ons in die Here Jesus verlos is en deur die Gees kan lewe. Kom nou deur die woord, Here, en kom praat met ons. Kom praat met ons sodat ons kan lewe en in U tot rus kan kom. Amen. Geliefdes, hierdie is, soos ek gesê het, 'n baie bekende gedeelte. Gaan oor die Here Jesus wat op pad is, Jerusalem toe om sy lewe te gaan gee. En soos wat hy beweeg, so kom hy deur die dorpies, verskillende dorpies, nader na Jerusalem toe. En hier lees ons daar hoe die Here Jesus in Jerigo instap. En wat onder andere daar gebeur in Jerigo. Ons lees van Jesus en sy ontmoeting met Saggeus en Saggeus se ontmoeting met die Here Jesus. Hier staan geskrywe, Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het probeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wille vyeboom om Jesus te kan sien. Want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en hy sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, gaan ek dit 4-dubbel teruggee. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens is gekom om te soek en te red wat verlore is. So ons gaan net tot daar met mekaar saam lees.
Geliefdes, mag die Here sy woord in ons elkeen se hart kom seën. Hierdie prentjie van 'n hand wat jou uitnooi. En ons kan baie daarin lees in hierdie prentjie in, maar mag die Gees in jou wakker maak. Dit wat sy bedoeling vir môre met jou is. Vanuit hierdie gedeelte het ek 'n tema saamgevat en gesê, ek wil vandag in jou huis tuis gaan. Ek wil vandag in jou huis tuis gaan. Ek wil sommer begin met hierdie vraag. Wat is die belangrikste uitnodiging wat jy al gehad het? Wat is die belangrikste uitnodiging wat jy al gehad het? Is daar iemand van julle wat so vinnig met ons wil deel? Julle al 'n uitnodiging gehad om by die staatspresident te gaan kuier? Het julle al 'n uitnodiging gehad om by 'n belangrike persoon hier in Mpumalanga te gaan kuier? Miskien dink jy, die belangrikste uitnodiging wat jy gehad het, was toe jou man vir jou gevra het om met jou te trou. Of miskien dink jy, die belangrikste uitnodiging was toe jou vrou vir jou die eerste gesê het, kom saam met my, ons gaan 'n koffie drink. Of miskien dink jy, die belangrikste uitnodiging was om hierdie baie belangrike werksgeleentheid te ontvang. Ja, daar's baie plekke waar ons uitgenooi word en wat vir ons belangrik is in ons lewe. Maar nou klink dit vir my, as ek hierdie gedeelte lees vanmôre, dat hier 'n ongelooflike, belangrike uitnodiging in hierdie gedeelte na my en na jou toe kom. En ek dink dit is een van die belangrikste uitnodigings wat ek of jy ooit kan hê. Wanneer die Here Jesus kom sê, ek nooi jou uit, ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Saggeus se naam beteken onskuldig, skoon, regverdig. En as 'n mens dit in die skrif so gaan lees, dan beteken dit in die regte verhouding met God. Dit is wat Saggeus se naam beteken. Die Here Jesus nooi hom uit en hy sê, ek wil vandag by jou huis tuis gaan. En ek het sommer maar net gewonder, as ek en jy dink oor ons huise, hoe lyk jou huis? En onmiddellik kan jy miskien dink dat ek wonder hoeveel kamers jou huis het en wat 'n kleur hy geverf is en hoe hy van die straat aansig is, of hoe hy daar rondom lyk, of dit netjies is of nie. Maar geliefdes, ek wil baie dieper beweeg met hierdie vraag, want ek wil vra, hoe lyk jou huis? Hoe lyk jy in jou binneste, in jou verhouding met God? Miskien is jy emosioneel stikkend, as gevolg van 'n klomp goed wat met jou gebeur het. Miskien het jy 'n diep verlange om raak gesien te word. Miskien het jy 'n diep behoefte dat iemand net met jou sal praat. Miskien het jy net 'n diep behoefte om ernstig tuis te kom en tot rus te kom. Ek dink as 'n mens so luister na mense, dan hoor jy regtig hoe elkeen se huis
se binneste verskil en hoe die behoeftes anders is as iemand anders tersinne. As 'n mens dit gaan lees, dan hoor ons dat die Here Jesus kom sê, ek wil by jou huis kom tuis gaan. Ek wil by jou kom kuier. Ek wil saam met jou tyd verwyl. Sien die Here Jesus, wanneer hy dit vir Saggeus sê en vir my en vir jou sê, dan moet ons weet, hy is die verlosser, hy is die een wat deur God gestuur is, hy is die een wat sonde kom wegwas, hy is die een wat werklik lewe kom gee, deur die Heilige Gees. As ek en jy beleef, ons het iemand nodig, dan sê die Here Jesus, my naam is Immanuel, God met ons. Sien geliefdes, die Here Jesus se doel was, en sy koms se bedoeling was, onder 'n andere, soos wat ons dit lees in hierdie gedeeltes wat ek nou vir julle gaan lees. Markus 10 vers 45 sê, die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. In Lukas 9, jy sal dit nie in die 83 vertaling so lees nie, maar dit is in die ander manuskripte, Griekse manuskripte is hierdie gedeelte bygesit. Die 83 vertaling het net 'n voetnoot wat daarheen verwys. Hier staan in Lukas 9 vers 56, die Seun van die mens het immers nie gekom om die lewens van mense te verdelg nie, maar om te red. Dit wat ons hier gelees het in Lukas 19 vers 10 sê, die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Matteus 9 vers 13 sê, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie, sê die Here Jesus. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. En dan Johannes 3 vers 16 en 17, julle weet vers 16 is hierdie groot liefdesverklaring van die Here, waar hy sê, ek het my seun gegee, sodat elkeen wat glo kan gered word. Dan sê hy vers 17, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. En wanneer die Here Jesus nou kom sê vanmôre, ek wil by jou huis tuis gaan, dan beteken dit dat hy deur sy Gees in jou lewe wil inkom, en dat hy soos by sy Gees se lewe 'n verskil in jou wil kom maak. En daarom is dit hierdie uitroep of hierdie uitnodiging wat sê, ek wil by jou tuis gaan. En het ek vir myself gevra, hoe is dit moontlik dat ek werklik die Here Jesus se teenwoordigheid kan ervaar en kan beleef en in sy teenwoordigheid kan lewe en kan nuut word? Ek het vir myself gevra, hoekom gebeur dit dat kinders in 'n huis groot word waar die Here Jesus aanbid word, maar wanneer hulle groot is, dan kies hulle om sonder Jesus te lewe? Ek het vir myself gevra, hoe is dit moontlik dat mense in groot nood is en dit selfs erken, ek het God nodig, maar dat daar 'n huiwering is om aan die Here Jesus hulle self oor te gee. En in hierdie gedeelte het ek iets gehoor van die Here Jesus se ontmoeting met Saggeus, waar hy vir hom sê, ek wil by jou kom tuis gaan. En ek dink, dit help vir my om hierdie gedeelte ook in hierdie perspektief te sien, en miskien help dit ook vir jou vanmôre. Die eerste ding wat ek raak lees,
wanneer die Here Jesus hierdie groot soeker is, wat kom soek wat verlore is, en hy kom die soekers wat soek na lewe ontmoet, dan hoor ek vir Saggeus wat sê, ek het 'n behoefte om met Jesus kontak te maak. Ek het 'n begeerte om die Here Jesus te ontmoet. Ek verlang daarna. Ek van hom gehoor. Ek het gehoor hoe mense van hom praat. Ek het waarskynlik in die kerk eers iets gehoor van hom, of van daar by die braaivleisvure iets gehoor van iemand wat oor Jesus praat, en ek verlang daarna om hierdie persoon te ontmoet, wat die verlosser is, hy wat die Messias is, hy wat die lewendmaker is deur sy gees. Saggeus sê, ek wil hom gaan ontmoet, want hier staan geskrywe, hier van vers 2 en 3 af, dat Saggeus, hy het 'n groot besigheid gehad, hy was 'n hooftollenaar, so hy was 'n belastinggaarder, hy was 'n ryk man, maar in sy rykdom het hy iets beleef van, daar's 'n leegheid in myself. Ek wil Jesus sien, so sê vers 3. Hy het probeer om die Here Jesus te sien. Hy het ervaar dat hy in sy gees hierdie verlange het, soos wat een van die psalms dit sê, ek dink is Psalm 42 wat sê, soos 'n wildsbok wat smag na water, so smag ek na die Here. Sien geliefdes, die groot ding in hierdie gedeelte begin hierby, as ek en jy nie 'n begeerte het om by God in Christus uit te kom nie, dan sal ons hom nie ontmoet nie. As ons net 'n begeerte het na hierdie wêreld en die wêreldse dinge, sal ons Christus nie ontmoet nie. En daarom moet daar in ons, diep in ons gees, 'n verlange wees na die Here Jesus. Ek het gedink 'n mens sou dit dalk kan vergelyk met iemand wat afhanklik geraak het aan een of ander middel, byvoorbeeld ouens wat graag rook. Ek hoor dat iemand wat graag rook, gou sê, hoor jy, ons moet 'n smokebreak kry. My liggaam soek na iets. Ek hoor iemand wat aan alkohol verslaaf is, wat maklik sê, ek het nou iets nodig om my te help. As julle vanmôre oor die radio geluister het, het hulle gepraat oor die verslawing aan die telefone en die rekenaars, en wat dit aan die mense brein doen, en hoe dit jou affekteer. Ons moet in ons gees hierdie diep koestering, verlange hê, om met God gemeenskap te hê. En baie keer, geliefdes, as ek vir myself vra en sê, jong, wat gaan met jou aan? Hoe, as jy die Here dan nie beleef vandag nie, wat gebeur? Dan besef ek het nie hierdie diep verlange gekoester, soos wat ek dit moes koester nie. Hierdie gedeelte sê, jy moet tyd maak vir jou verhouding met die Here Jesus en met die Vader, as jy wil 'n lewende verhouding saam met hom wil hê. Saggeus het sy besigheid gelos. Hy het hierdie verlange gevoed en hy het tyd gemaak. Hy het gekies om sy besigheid toe te sluit en te sê, ek gaan tyd maak om Jesus te ontmoet. Hier staan geskrywe, hy kon die Here Jesus nie sien nie, as gevolg van die skare. Hy het gehardloop vooruit, en hy klim in 'n willevye boom, iets wat in daardie tyd glad nie te doen het met die status van iemand wat belangrik is nie, want iemand wat belangrik is, klim nie in bome nie. Jy loop mooi stadig en statig, jy hardloop nie, jy doen nie goed wat onvanpas is nie. Dit is mos nou hoe die tradisie vir ons leer, hoe om dinge te doen, nie.
Maar Saggeus het tyd gemaak om die Here Jesus te gaan ontmoet. Die woord sê vir ons moet tyd maak. Hierdie ontmoeting was nie 'n toevallige ontmoeting nie. Dit was nie iets wat maar gebeur het met Saggeus terwyl hy so stap het deur die stad nie. Hy het gehoor van Jesus, hy het verlang na die Here Jesus en hy het gesê, ek gaan tyd maak om Jesus te ontmoet. En sien, as dit gebeur, dan laat hy nie toe dat daar 'n klomp verskonings vir hom terughou nie. Want een van die goed wat hom kon terughou, is sy status, of die mening van die stad waarin hy geleef het, want die stad het hom verag. Die stad het hom as 'n haatlike man beskryf, want dit is hoe hulle die tollenaars en die hooftollenaars beskryf het, want hulle het hulle eie mense uitgebuit. Hulle het hulle self verryk deur ander te na te kom. Hulle het die Romeinse ryk gedien. Die stad het gesê, hy is 'n sondaar, ons het niks met hom te doen nie. Hy het nie toegelaat dat dit 'n verskoning word in sy lewe om te sê, mense dink ek is dit nie werd nie. Ek wil Jesus sien. Tweede ding is wat ek hier lees is hy, omdat hy kort is, kon dit 'n verskoning word. Hy het nie toegelaat dat sy menslike voorkom, sy menslike menswees hom keer nie, want hier staan, hy het gehardloop om Jesus te ontmoet, maar hy kon nie, want daar was 'n gedruis en 'n samedromming rondom die Here Jesus, en hy was te kort, hy kon nie tussen die bene van die ander mense deur beweeg nie. Hy het iets gedoen wat nie van volwasse mense verwag word nie. Hy het vooruit gehardloop. En hy het in die vyeboom gaan klim. Met ander woorde, ek wil sê, as ek na Jesus verlang en ek maak tyd en ek het die goed wat my gaan rem, lê ek af, dan moet ek wees daar waar Jesus is. Maar dit help nie dat ek dit alles doen en ek is op die verkeerde plek nie. Dit help nie dat ek Jesus soek, daar waar hy nie noodwendig te vinde is nie. Sien, Saggeus het agtergekom waar die Here Jesus in Jerigo inbeweeg, en hy het vooruit gekyk hoe die strate loop, dink ek, en hy het vir homself gesê, as Jesus kom, dan is dit die rigting waarin hy loop. En daarom hardloop ek vorentoe, gaan ek klim ek in hierdie vyeboom, en wag ek, sodat ek Jesus kan sien. Met verwagting het hy gesien hoe die Here Jesus nader kom. En het hy opgewonde geraak in sy hart, om die Here Jesus te sien. Hy was daar, waar die Here Jesus was. Sy pad en die pad van die Here Jesus, het mekaar gekruis, omdat hy besluit het, ek gaan wees waar Jesus beweeg, en waar die Here Jesus aan die gang is. Ag geliefdes, en ons kan baie daaroor met mekaar praat, want op die ou einde moet dit wees, dat ek en jy regtig sal moet kom by 'n plek waar Jesus is. En ons sal die plekke moet los waar hy nie is nie. En ons sal hom moet gaan soek, daar waar hy beweeg, in sy woord, in gebed, in geestelike musiek, by die kerk, by die geestelike byeenkomste. Ons sal moet aanhou om die Here Jesus te gaan soek in ons binnekamer, want dit is waar hy teenwoordig is. Hierdie gedeelte sê, as ek en jy die Here Jesus so gaan soek, dan moet ons nie daarmee uitstel nie. En ons het dit nou al klaar bietjie aangeraak in hierdie gedeelte oor hoe Saggeus
wie se naam beteken onskuldig en skoon en regverdig, na die Here Jesus gaan soek het. Hy het nie uitgestel nie, hy het nie gesê, ek sal later maar gaan en kyk of ek miskien by Jesus kan uitkom nie. Hy het nie gesê, ek sal maar later weer kyk of ek dalk 'n afspraak met hom kan kry nie. Hy het nie gesê, ek sal maar wag tot die omstandighede dalk 'n bietjie beter is en ek makliker tot Jesus kan deurdring nie. Toe die Here Jesus daar by hom kom, het die Here Jesus gaan stil staan, want die Here Jesus het ook in sy hart 'n verlange gehad om vir Saggeus te ontmoet. Jesus het ook in sy hart 'n verlange gehad om vir Saggeus te bedien met liefde, want hy is die soeker na hulle wat soek om hulle te gee dit wat hulle nodig het. Die Here Jesus het gaan staan en hy het opgekyk na Saggeus en vir hom gesê, Saggeus, kom gou af, want vandag moet ek by jou huis tuis gaan. Sien geliefdes, Saggeus se behoefte om by die Here uit te kom en sy nou net die Engelse woord, effort, wat is dit in Afrikaans? Sy hart werk, sy behoefte en sy planne om by Jesus uit te kom. Jesus het dit kom ontmoet, want die Here Jesus het van sy kant af ook uitgereik hier na Saggeus toe. En hy het vir hom gesê, kom af, ek wil by jou tuis gaan. So geliefdes, die vraag is, as ek en jy by die Here Jesus kom en ons hoor hierdie uitnodiging, wat gaan jou reaksie wees? Wat gaan jou reaksie wees? Baie mense se reaksie is, ag nie nou nie, bietjie later. Ek het al by verskeie kere in die bediening met mense oor die Here Jesus gesels, en dan het hulle gesê, onder 'n andere jong man wat gesê het, Dominee, ek is nog jonk, ek het nog so baie wat ek wil doen, en wat ek wil gaan beleef. Ek het nie nou tyd om by Jesus te kom nie. Baie mense sterwe sonder die Here Jesus, omdat hulle nie tyd gemaak het nie. Omdat die tyd uitgeloop het, of omdat hulle oud geword het en gesê het, ek het geen sin nou om Jesus te soek nie. So as die Here Jesus vir jou uitnooi, maak jou hart oop. Die Here Jesus sê in sy woord, ek het gekom en te soek die wat verlore is. Die Here Jesus sê vir ons in sy woord, ek staan en ek klop. As jy oopmaak, sal ek inkom en saam met jou fees vier. Geliefdes, ek en jy is nie 'n marionet in God se hande nie. Hy wil hê dat jy vrywillig uit jou eie sal kom en sal sê, Here, ek het U nodig. Sien toe die Here Jesus nou vir Saggeus ontmoet het, en hy afgeklim het en na Saggeus se huis toe gegaan het, het hy soos wat hy geloop het, hierdie woorde gehoor, wat die volk sê. Hulle sê, hy, Jesus gaan nou by hierdie sondige man tuis, en dit hoort nie so nie, want hy is 'n sondaar. Dan staan hier geskryf, vers 8, Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gaan ek dit 4-dubbel teruggee. Sien geliefdes, hier is een van die middelgedeeltes van hierdie verhaal,
is dat Saggeus se naam sê, ek is skoon, ek is onskuldig, ek is regverdig. Maar sy besigheid, dit waarmee hy homself besig gehou het juis kom sê, sodat die stad kon sê, maar hierdie man is 'n sondaar. Sy naam en sy karakter het nie by mekaar gepas nie. Maar die wonder van hierdie verhaal, van hierdie ontmoeting met die Here Jesus is dat Saggeus iets in sy binneste beleef het van 'n diep, innige liefdesontmoeting met die Here Jesus. Hy weet dat hy 'n sondaar is. Hy weet dat sy naam se betekenis in sy lewe nie krag het nie. Maar wanneer hy die Here Jesus kom ontmoet, dan sê hy, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. En as ek iets van iemand afgepers het, gaan ek dit 4-dubbel teruggee. Iets van Saggeus, in sy gees het hy die Here Jesus ontmoet as die verlosser, as die een wat bevry, as die een wat skoonmaak, as die een wat sonde wegwas, as die een wat jou karakter kom skoonmaak, sodat jou karakter en jou naam by mekaar kan pas. Dit wat Saggeus hier sê is, hy sal die helfte van sy goed vir armes gee. Nêrens in die woord het die Here gesê, jy moet die helfte van jou goed vir armes gee nie. Maar hy het so hard ontvang, omdat die Here Jesus se barmhartigheid hom geraak het, dat hy gesê het, Here, ek sien mense in nood, en ek sal die helfte van dit wat ek het, gee. En dan sê hy, as ek nou iets van iemand anders afgeneem het, dan sal ek het 4-dubbel teruggee. Nou dit is 'n gedeelte wat 'n koneksie het met Eksodus 22, waar dit staan, as jy 'n bees of 'n skaap steel van iemand, en jy slag dit of jy verkoop dit, dan moet jy 5 beeste teruggee, en 4 skape teruggee. Nou hoekom die skrif dit so gestel het, weet ek nie, maar jy moet 5voudig, 4voudig teruggee. As jy gesteel het en gevat het en dit geslag het of verkoop het, maar dan as dit in jou besitting gekry word, as dit in jou besitting gevind word, dit wat jy gesteel het, dan moet jy dubbel teruggee. So geliefdes, wat Saggeus hier sê is, Here, ek sien my lewe, ek sien waar ek oralster foute gemaak het, waar ek beroof het, waar ek gevat het wat nie aan my behoort het nie, waar ek sondig gedoen het. En ek wil regmaak, Here. Ek wil regmaak. En as ek en jy 'n diep begeerte het om met Christus se pad te stap, en ons maak tyd, en ons stel nie uit nie, en ons kom met die Here Jesus in ontmoeting, en hy sê, ek wil vandag by jou tuis gaan, dan moet dit ons so raak, dat dit ons lewe verander. Maar geliefdes, nie net verander vir 'n oomblik nie. Nie net verander vir 'n oomblik nie. Ek het hier geskryf, jou gesin moet jou verandering beleef. Die gemeenskap waarin jy leef, moet die verandering belewe. Die mense saam met wie jy werk, moet die verandering belewe. Ongelukkig is daar baie, ek is nou bang om te sê, valse bekerings, toewydings aan die Here. Ons lees mos oor die saaier, hoe dit gegaan het met hulle wat die woord gehoor het. As ek saam met die Here 'n pad wil stap, 'n innige, lewende verhouding, dan moet dit standhou, en dan moet dit aanhou en voortgaan. En nou is my vraag net vanmôre,
Kan jy hierdie kans laat verbygaan? Kan jy hierdie kans laat verbygaan dat die Here Jesus vanmôre vir jou sê, ek wil by jou huis kom oorbly en tuis gaan? Kan jy hierdie kans verbygaan om wat ook al in jou binneste gebeur en in jou omstandighede gebeur, te sê, nie nou nie, Here, later. Of sou jy so Saggeus 'n begeerte hê om te kan sê, Here, laat dit nou ook met my gebeur, dat ek in 'n lewende verhouding met U sal wees. Sien geliefdes, ek het hier sommer net so opgesit, genadeverkondiging en vryspraak. So as ek en jy stil word vir 'n oombliekie, dan sê die Here dit vir ons hier in 1 Johannes 1 vers 8 tot 1 vers 10. En kan ek dit net vinnig vir julle lees? Julle ken die gedeelte, ons gebruik dit baie keer in die erediens, maar ek wil dit graag vanmôre net weer vir jou lees. Hierdie gedeelte sê die volgende: As ons beweer dat ons nie sonde het nie, dan bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes, reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sonde, nie net vir ons sonde nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Vader, as ons stil word vanmôre, dan is dit ons versigtiging, dat U ons sal raak sien waar ons in die willevye boom sit. Dat U by ons sal kom stil staan in die Here Jesus Christus. Dankie dat ons kan ontdek dat die Here Jesus ook by ons wil tuis gaan. En in ons omstandighede wil instap en kom sit en tyd vertoef saam met ons. Heilige Gees, ons bid dat U hierdie ontmoeting met die Here Jesus sal begelei. Dat U ons werklik sal oortuig, soos wat U woord sê, dat ons U nodig het. Dat ons Jesus nodig het, dat ons in onsself nie kan versoen met God nie. Maar wil U ons oortuig van die liefde wat daar in God is, in die Here Jesus Christus. Nie net vir ons nie, maar ook vir almal rondom ons en ook in hierdie gemeenskap. Gee vir ons soos wat U vir Saggeus gegee het, 'n ware omgee hart, soos wat die hart van die Vader is. Ja, ons bely, Here. Ons hou aan U vas. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding kom en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. 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 Geliefdes, geniet julle week.
Leef in die teenwoordigheid van die Here Jesus.